By my is Stefan Nel. Stefan, baie welkom. Hallo Sjoe. Ek wil begin hierdie gesprek gesels oor tegnologie, maar kom ons begin eers by die heel begin. Wat beteken tegnologie? Tegnologie is 'n baie wye konsep en almal in die mark praat oor jy het tegnologie nodig en ons praat maar jy moet kan oorleef in jou landboupraktyk. So tegnologiese komponente word maar in my opinie afgebreek in dit wat ontwerp word binne in toerusting. So daar's tegnologie wat toegepas word binne in die fisiese ontwerp en ingenieurswerke van 'n implement of 'n planter of 'n spuit of 'n trekker. So daar's een belangrike komponent daar en baie van daai tegnologie het basies kom ons sê nou maar ontwerpspraktyke binne in wat beskerm word vir sekere vervaardigers. So omdat dit so belangrik is. 'n simpel voorbeeld is 'n toedrukwilletjie op 'n planter. Het 'n sekere tegnologie in sy ontwerp wat beskerm word en dit maak dat die plant bietjie vinniger en vroeër kan opkom. So dit is een komponent byvoorbeeld van tegnologie. Die tweede ene is waar ek dink ons op 'n stadium in die mark baie beweeg het oor die satellietnavigasie, byvoorbeeld selfstuurstelsels ensovoorts wat vandag aan die orde van die dag is. Dit is eintlik vandag maar baie net daar vir spoorverkeer. Dit wat daarmee saamkom is waar die groot ding kom en dit is hoe jy jou tegnologie toediening het in jou praktyk. Soos byvoorbeeld kom ons gaan nou maar na spuit toe. Die tegnologie wat jy op jou spuit fisies sit wat jou spuitpunte onafhanklik kan beheer. En jy kan tussen 2 of 3 spuitpunte varieer as die wind verander, groter druppels, as jy om 'n draai gaan spuit 'n bietjie minder. Daarmee saamkom kunsmatige intelligensie. So jy het nou kameras wat skandeer en hulle sien jou land het sy hommeltuie wat dit doen, satelliete is al vandag so gevorderd, maar dit is nou al op die punt waar die kamerasisteem fisies op jou toerusting is, voor skandeer hy en agter pas jy dit toe. En dit is waar jy byvoorbeeld nou, ons praat maar van jy spuit net sekere goed. So besparing op insette en natuurlik vriendelik op jou omgewing. So dit is die tegnologie wat ons sê op jou toerusting kan kom en dit is weer eens deur jou praktyk van strooiers tot implemente en ek wil 'n bietjie terugkom na die implemente toe want ek dink dis 'n punt wat nie sterk aangeraak word nie. En dan die laaste ene is natuurlik die tegnologie rondom jou toerusting met die data is en die data vloei vanuit jou toerusting en kom ons sê maar jou operasionele opset wat jy het, vloei dit in verskillende rigtings. En dit vloei byvoorbeeld terug na die vervaardiger toe. Dit is tegnologie wat deur hulle besit word want dit is waar hulle masjiene moniteer, hulle diagnoseer as 'n masjien, kom ons sê nou maar brekasie sou hê, word dit gedokumenteer in System X, maar terselfdertyd word hierdie data gevoer na 'n wolk toe en naderhand gaan hulle wat korrelasies kan trek en sê maar as die simptome dit en dit was hierdie brekasie. So dan kan die vervaardigers baie meer proaktief optree en sê ons kry hierdie foutkodes, laat weer die boer stop jou trek en ons maak hom reg voor hy breek. So dit is die een komponent wat terugvloei na jou vervaardiger toe. Daar's 'n komponent van data wat dan terugvloei na kom ons sê maar jou handelsnetwerk toe. Hulle moniteer, jy kan dit self ook doen as produsent, maar dis waar jy jou sê maar jou vloot bestuur doen. Jy moniteer jou masjiene, moniteer jou data, waar loop hulle, jy kan karterings doen, jy kan skedules doen ensovoorts. So jy kan 100% sit waar jy wil. As jy sign dit met jou selfoon kan jy alles sien wat in jou boerderypraktyk aangaan. En dan die derde komponent is die tegnologie of die data wat ingesamel word agronomies. Dit wat jou masjien optel van jou landerye en jou aanplantings en wat jy opbrengs en dit is die kliënt se data. Hy besit daai data of sy besit dit en die kliënt kan besluit of hy daai data wil deel of nie en met wie hy dit wil deel of nie. En dit is uit en uit, ek moet sê maar 'n goeie debatpunt waaroor dit gaan is wie besit daai data. Kom ons gesels oor daai debatpunt. Hoekom is dit 'n debatpunt en waar lê die voordeel om dit te deel? Ja, so ek dink die debatpunt gaan maar daar's nog baie wetgewing. Ons weet nou in Suid-Afrika het ons nou maar poppie wetgewing en GDPR wat maar in Europa gaan oor hoe beskerm ek persoonlike inligting van 'n kliënt. Nou elke masjien word gekoppel aan 'n kliënt in 'n boerdery en daar word gesien in die wetgewingsomgewing as persoonlike data onder andere. 'n Ander debatpunt is ek dink waar jy's jou buurman se sterkste kompetisie op die einde van die dag. So ons kompeteer op 'n wêreldmark, ons wil dit sê en ons sê dit is waar, maar onder mekaar kompeteer jy met jou buurman of met 'n boer in 'n ander distrik, maar jy is dieselfde gewasplant kompeteer julle met mekaar. En daar's 'n groot debatpunt rondom ek wil daai data vir myself hou. Ek is bang dit kom uit want ek het 'n formule wat werk. Nou nie almal is mededeelsaam met hulle formule nie, want dan weet jy het jou kompeterende voordeel verloor. So dit is hoekom daar ook 'n kom ek sê van die produsente se kant af tel jy op, hulle is nie so gewillig om data te deel nie. Daai data tradisioneel word geaggregeer, dit word saamgegooi binne in 'n wolk en daar kan nou sekere goed uitkom, maar dit is dan nie onafhanklike data nie. Die oomblik wat mens 'n boer se spesifieke data wil sien, dan moet hy toestemming gee vir dit. En sê ek is bereid om dit te deel met my bankier byvoorbeeld, want hulle wil risikobestuur doen of ek wil dit deel met my agronomiese diensverskaffer wat my
help om te kyk of ek my mekanisasie en my toerusting korrek aanwend, het ek 'n groot trekker, mors ek brandstof ensovoorts, of saam met jou, kom ons sê maar jou industrie spesialiste wat in saad en chemie en kunsmisbedryf is, hoe kan hulle dan daai data gebruik om preskripsies te doen? So dis maar 'n groot debatpunt, en dan natuurlik vir vervaardigers is die ander debatpunt is ons sluit die stelsel, né? Daar's nou in Amerika, weet ons maar 'n groot gesprek aan die gang op right to repair, op die reg om die goed reg te maak. Tipies omdat daar intellek is binne in daai komponente en data wat die vervaardiger se masjien se inligting uitbring. En natuurlik as vervaardiger wil jy nie daai goed laat uitlek oral in enige ou kan dan begin inligting trek en hulle praat maar van reverse engineering en so jy werk om terug en jy kan nou sekere goed uitwerk. So daar's ook 'n sensitiewe saak rondom dit en daai data soos ek gesê het word half ingesamel om proaktief te kan optree en sekere goed in plek te sit om breekasies te verhoed as 'n voorbeeld. As ek 'n produsent is en ek genereer hierdie magdom data van verskillende toerusting, verskillende opbrengste, verskillende markpryse wat ek genereer, uiteraard, hoe moet ek hierdie data beskou as jy praat van hierdie uitdagings? Ja. Hoe maak ek die besluit met wie deel ek wat? Ja. So ek sou sê dit gaan amper soos 'n resepteboek wees. Jy het sekere goed wat sê wat jy nodig het om die resep te maak, maar jy het sekere prosedures wat jy moet volg. Daai prosedures wat jy moet volg as 'n produsent of as 'n boer nou het verskillende ervare mense. So jy kan eintlik maar half besluit met wie jy dit wil doen, maar ek het so 'n bietjie vroeër gepraat oor die implement en ek dink dis 'n komponent wat ons vandag op varierende toediening sien nog nie breedvoerig toegepas word binne in Suid-Afrikaanse landbou nie. En dit gaan byvoorbeeld as jy nou van vandag af nou wil begin, ek dink jy moet jou grondgesondheid eerstens verstaan. Ons het al baie gevalle gekry waar 'n boer sy buurman se plaas koop en hy het regstellings gemaak op die grond, dan kry hy meer opbrengs uit daai grond het vir die buurman self gekry. So dit gaan maar net oor verstaan jou grondgesondheid en jou chemie en dit moet jy doen deur sekere analise op jou grond te doen, maar daai varierende data of daai data wat uitkom kan jy nou op jou implement gaan sit. So as jou implement vernuwe met sensors en goed, dan kan jy varierend begin bewerk op jou grond. Waar dit nou interessant raak is jy nou begin data oor jare heen samel en byvoorbeeld daar's nou 'n droogte siklus op pad, dan is daar genoeg data om besluitneming te sê maar miskien moet ek my praktyk verander. Miskien moet ek nie nou 'n sekere grondbewerkingspraktyk toepas nie of miskien moet ek dit anders toepas en daar's varierende maniere hoe die implement ook die tande binne in die grond laat beweeg. Daai data is punt 1. Dan kom jy van daar af, daai selfde data wat jy het gaan dan nou met jou planter te werk gaan. Dan dit is tog maar waar dit gaan. Jy wil so vinnig as moontlik die eenvormige opkoms hê. Jy wil goeie ontkieming hê en dit op die einde van die dag gee opbrengs as jy nou graanprodusent is byvoorbeeld. So dit is waar daai data na jou planters toe gaan en dan van daar af het jy nou maar jou spuitdata waar jy moet seker maak jy gooi kom ons sê maar kunsmis byvoorbeeld as jy op 'n strooier het, jy hoef nie 40 of 50 of 60 ton hektaar reg deur te gooi, ton kunsmis per hektaar te gooi nie, jy kan dit varierend doen. Hier wil jy 10 gooi, daar wil jy 15 gooi. Groot besparing wat jy het en dan natuurlik wil jy nou maar doodspuit vir enigiets wat jy moet en dit is waar jy nou kan kom met jou skanderings op jou spuit wat ek nou 'n bietjie vroeër van gepraat het. En dan op die einde dan kom jy met jou stroper deur. Nou die stroper self, ons het 'n bietjie vroeër gepraat van tegnologie, is eintlik fenomenaal die tegnologie, hoeveel sensors en hoeveel algoritmes binne in daai stroper is. Ek kan nie eens onthou hoeveel miljoen datapunte net die stroper alleen gebruik om homself te verstel nie. So jy kies jou skoonheidsgraad en soos jy deur jou lande gaan en jou lande varieer en jou temperatuur varieer, verstel die stroper self om daai skoonheidsgraad vir jou te gee. So dis die een komponent, die ander komponent is die data wat daai stroper insamel op jou kaarte. Daai datakaart moet jy nou gaan oorlê met alles wat jy gedoen het om te sê, right, wat het my formule gewerk in toestand X, Y en Z met mielieprys, wat ook al die situasie is. So dit is 'n groot komponent van waar daai data aangewend kan word. Want ons praat maar die statistiese wêreld van 'n regressie-analise wat jy wil doen om te sien wat is die impak van 'n droogte op my en dan besluitneming vooruit probeer maak om jouself relevant te hou in die mark in. Maar is tog kernbelangrik dat al hierdie databronne met mekaar kan gesels. Absoluut. Anders gaan jy tog nie die maksimum voor die laai jy gaan die mekaar raak want as jy nou gekyk na al die verskillende toerusting en jy het verskillende vervaardigers se toestelle op jou toerusting en jy het 5 platforms en jy moet by 5 platforms besluit wie is die 10 ouens met wie ek dit wil deel. Dit raak baie. Iewers moet dit bymekaar kom. Iewers wil ons een stelsel hê waar alles inkom en daaruit kies jy wie is jou agronoom, wie is jou grondkundige, wie is jou saadmaatskappy. Deel daai data en jy kry jou inligting terug. En hulle werk vanaf dieselfde feite stel. Almal van dieselfde af. Stefan, baie dankie. Dit is 'n groot plesier vir jou.